Welkom by die Klipkouer Saakondersteuningsnetwerk Potgooi radioprogram, oftewel die Klipkouer Son Potgooi radioprogram, waar ons elke Vrydag tussen 6 en 8 in die oggend met jou regstreeks gesels. In hierdie episode fokus ons op die regsaspekte van besigheid. Lekker leer, lekker luister. Wel, hier is nog 'n vloekwoord. In die geskiedenis, is nou te laat wel. In my werk is die woord template soms 'n vloekwoord. Jy sien. Nee. Hoe's daai vir 'n ingang? Dit is ek weet nie hoe dit sê nie. As 'n template is 'n ding, 'n joke, jy was nou in die week daar by my. Ons het nou 'n bietjie aan 'n paar ander goed gewerk wat bietjie anders groter is, maar toe het jy 'n vinnige behoefte om 2 klein goedjies gedoen te kry, 'n subletting agreement en 'n ander klein MOU'tjie. Nou sit hy by my, ons het nou die ander werk gedoen, nou sien hy hoe ek werk, ek gaan nou deur my proses. Nou sê ek soos, ons albei is haastig, dis 6:30 die aand of wat, en dis goed wat nou nie wie baanbrekers staf hoef te wees nie, dit moet nou maar net regtig vinnige paar goed opsom en sê goed, nou net 'n e-mail se gat kan skop. Ja, dit is 'n definitiewe handskit met 'n tattoo op, jy weet, soos ek moet nie baie skryf nie, ek wil net, anyways, ons moet dit net vasmaak. Nou graaf ek gou daar deur my folders en ek search vir templates, vorige voorbeelde van waar ek iets soortgelyk gedoen het, en ek skribbel so 'n bietjie en hierdie ene en daai ene, en edit dit so 'n bietjie, en jy sien nou hoe dit gebeur, verander die name, en nou en dan kom jy by so 'n sinnetjie uit wat niks met hierdie te doen het nie, want dit was in 'n heeltemal 'n ander konteks, was daar hierdie provision of real of goal of wat ook al, en dan die template wil jou elke keer laat dink, jy moet net die blanks invul. Jy moet net lees net en apply your mind, dan sal jy sien, natuurlik, duration, wanneer het dit begin, wanneer maak dit klaar, daar's 'n begin en 'n einddatum. Maar met party van die goeters is dit soos 'n bietjie meer onvanpas, en ons het ook al voorbeelde gesien reg van hoe mense partykeer die verkeerde template van die rak af vat, jy weet, om geld te spaar. En daai Marie is natuurlik, sy dink nou, is in Amerika jou rocket lawyer, nee, wat jou regs dissipline, dankie vir die koffiekie, jou regsdissipline is amper AI gedrewe. Ek wil sê jou divorsmasjien komponent, maar dis /template. So daar's aan een kant is daar spoed, en dit is goedkoop en is maklik, maar goedkoop kan duur koop word. Ja, want jy vat al die verkeerde template van die rak af en vul die verkeerde blanks in. Jy weet, en 'n praktiese voorbeeld is, nou kom ons sê, ek gaan nou vir Dewald 'n stuk werk doen. Ek wil nou vir hom een of ander bestek uitvoer, en hy gaan my daarvoor betaal, en nou moet hy my aanstel. Nou kan hy my 'n service level agreement van die rak afvat, of hy kan 'n employment agreement vat. Ons gaan nou nie oor nog voorbeelde nie, net daai 2. Massive implikasies legally. En die konteks is eintlik heel anders. Heeltemal anders. Dit hoe ons teenoor mekaar moet presteer, wat se regte ons het uit die een verhouding of uit die ander een uit, is dramaties verskillend. En dat net omdat jy dink, okay, someone who is going to work for me, Google jy, nee, as jy gaan Google loer. Wat kan jy vir nie kry? Trademark. Dis 'n Afrikaans loer. Loer, daar sê. In plaas van search. Ja. So ek gaan loer op Google loer. Daar sê jy. En gaan nou search in keywords. Person, working, for me, contract, free, .docx, okay, want jy wil hom nou kan edit. Ek weet kon so lang frase intik. Ja. Nee, Google is nou heavy slim, jy moet dit check. Ek sê wys. Nee, maar nou sit jy hierdie wat jy nou gaan dink, gaan jy na die regte antwoord toe lei, nie soos wat employment en so whatever, en dan kry jy nou uiteindelik een wat nou lyk of hy die regte hoeveelheid bladsye is, en
dis nie ek lyk nie te Amerikaans nie en sulke goed, jy weet dalk nie eers nie. Daar Dis is dalk dalk jy sê dit lyk of hy genoeg bladsy is, wat ons partykeer sê okay, hierdie lyk of hy genoeg vleis is. Maar wat sê hy eintlik, nee? Want baie keer is daar paragraaf hierdie en appendix D wat glad nie van toepassing is op die ding wat jy wil doen. Kan ek net, ekskuus ek val jou weer in die rede, maar ons het nou 2 situasies gehad, ek en jy, waar weet, alle respek teenoor die ouens het nie, is nie Mickey Mouse ouens nie, maar daar was template components in. En die ander ou, alle Willy-Wally, 3 verskillende templates wat gemeng is. Nee? Ek bedoel, en somehow, ek weet nie of, ek bevraagteken meer die lesers van die kontrak, wat dit nie agtergekom het nie, of dit is sy eerste poging om 'n kontrak, maar 3 verskillende templates. Dit lyk soos daai karre wat so, die ou het geld gehad vir die nuwe bonnet, maar nie vir die nuwe spray. Is dit daai Indiese ou wat vir hom 'n Renault, 'n Peugeot, deel oor daai ad vir die Peugeot wat hy hom so gebou het van scratch af, daai Peugeotjies uitgekom met die 208s of iets, dan hom van scratch af uitgeslaan. Maar anyway, laat my daaraan dink, 'n fake Peugeot. Jy het so groen deur op 'n rooi kar. En as jy nou met kontrakte gereeld werk en jy sien klomp van hulle en jy gaan baie van hulle deur, dan staan dit so uit. Dit staan soos 'n zit uit op 'n gesig, want jy kan sien die partykeer dan is die font ook nie eers mooi geëdit nie, jy weet, want jy kan sien dis nou gecopy and paste. So dan sien jy, yes, maar hierdie ou as jy jurisdiction in 'n ander land is. Dis ja, nogal 'n giveaway. Dieselfde ding ergens op 'n ander manier. En jy kom dit nie noodwendig agter dit en sê jy mooi oplet nie. So okay, ons punt wat ons maak is 'n template is 'n baie gerieflike ding. En ons praat nou CRM, né? So jy wil eintlik standaardiseer, standaardiseer en jy wil hê dat iemand wat by jou werk amper net 'n vorm invul vir elke stap van die proses en dit populate alles wat dit moet populate, 'n database en 'n brief en 'n watter dokument ook al. Jy weet, dit maak dit baie vinnig om werk te kry en as jy 'n gedoente kry. En as jy mense wat vir jou werk en jy verkoop hulle werk, dan is dit nog beter om hulle spoed, jy weet, van produksie te lig. Maar nou is dit die gevaar dat, hoe gaan 'n mens te werk? En ek dink die hoofpunt wat ek sal wil maak vandag is om 'n tip daar buite te sit. Dis soos wat mens op al hierdie supplement bottles en al hierdie quick fix goeders wat jy so op die rakke kry, met een of ander magic cure en remedy en goeders, dan staan daar in die fynskrif, gaan sien jou dokter. Nou ek wil nog hoor by 'n dokter, ons het dan vir mag ek USN gebruik? Ja. Maar ek weet gou vinnig also, ons het hierdie nou al baie gesê, maar 'n template is so convenient wanneer jy jou eerste besigheid begin. Sy het al gepraat van die Afrikaanse cowboy entrepreneurs wat op die edge hardloop. En baie keer het mens net nie, wel jy dink nie jy het die fondse in die begin om 'n behoorlike kontrak te laat opstel nie. En ek het onlangs eers anti-template of ont-template en ek dink die groot ding was toe ek besef, ek en my mede 2 direkteure besef het dat ons moes 'n 4 ure gesprek gehad het saam met Maree voor ons kon besluit wat moet in die kontrak kom. Nou hoe Google jy daai kontrak? Ja. Waar is daai template? Ja, waar is daai, jy gaan nie Google boervin 3 direkteure. Ideale shareholders agreement vir 2022. Hoe wen en hoe wen ek? Hoe stap ek 'n wenner weg in die deal uit? Ja, best search for me. Maar ja, so dit is toe ek die waarde daarin gesien het om nie te template nie, want jy kan nie daai template download nie. En dat insig kan nie gedownload word. Ja, dat uiteindelik wat 'n mens moet verstaan is woorde is baie kragtig en dit is die ding van law is om goed in woorde te sit en op papier vas te maak en mense te laat teken by wat hulle ooreenkom is 'n instrument wat die samelewing aan mekaar hou. En dit is waartoe ons terugval, is wat se woorde staan op 'n papier. En as jy ooit by 'n lawyer kom en jy het moeilikheid of dalk nog nie, maar jy sê, hey, ek en Ernest beklei, ons gaan nou, wat ons gaan nou kyk, wie kry die geld of die aandele of wat ook al, dan soos vraag 1, goed, wat het julle op papier? Jy begin daar, nou die ding is, as jy nou net sommer 'n ding vat, wat jy nie behoorlik weet nie, dit is soos, weet, as Frans nou vir ons van verduidelik, hoekom moet jy jou dokter vra, voor jy een of ander pil drink,
saam met ander goed. Want daar's 'n baie goeie tegniese implikasie vir dit. En ek dink maar net dat as 'n mens moet te werk gaan met enige iets wat jy nie regtig seker is, jy het dit nou al 'n paar keer gedoen, you really know the ropes, fine, jy weet, gaan help jouself, maar gaan nog steeds, sou ek sê, gaan nog steeds vir daai heel laaste stappie, vir 'n peer review ten minste, gee dit dan ten minste vir 'n lawyer wat jy vertrou vir die regte redes om daai tipe kontrak vir jou te kan net bietjie mooi review wat net vir 'n uur of wat, soos wat jy sê, Ernest, net bietjie kan gesels en sê, voor ek kyk na wat jy geskryf het, kom ek hoor net wat jy sê, want partykeer dan hoor jy iets en jy lees dit nie, en die persoon wat dit skryf dink, yes, dis alles, dis 5 flippend belangrike punte en dis al wat vir my saak maak, maar jy mik dalk jou kanon in die heeltemal verkeerde rigting in. So ek dink dit en maar tog ook dat, weet, by die CRM topic en so aan is, gaan kyk tog, waar is daar plek om te templatize, en dalk is 'n lawyer nie altyd nodig nie, miskien kan jy net in jou besigheidsproses net inskryf, sekere reëls of 'n checklist neersit en sê, goed, voor ons hierdie tipe brief of e-mail vir iemand uitstuur, is daar iemand wat 'n bietjie hoër vlak van kennis het, wat net dit kan double check, om seker te maak, ons stuur nie 'n totaal en al onvanpaste ding uit, en raak uiteindelik daardeur gebonde, en het eintlik maar net iets in die wind ingegooi nie. Ek dink nie die groot implikasie, as ons nou praat oor handelsreg, is, jy het nou gepraat oor woorde, en ek het al myself 'n hele paar kontrakte nie gedoen nie, wat ek moes deurlees, en partykeer is dit, veral in 'n wetlike aspek, dit sê nie dieselfde soos wat ek dokumente sal doen, as ek praat van 'n project scope, of 'n function design specification, die gedagte is juis, in my werk, om die ding so te omskryf, dat ek het vir, ons sê in layman's terms, dat ek het so maklik kan verduidelik, waar partykeer voel vir my met die, van 'n prokureur regsterme is, yes, ek sukkel met die, jy sê hierdie ding op so 'n manier, dat ek het 'n woordeboek nodig wat ek moet lees, en ek dink dis waar die belangrikheid in kom, wat ons nou sê, jy het nou die template gedownload, maar weet jy wat jy eintlik lees, dis nommer 1, en ek dink, die ding is, dit gaan nie net oor wat jy lees nie, is, daar's nou 'n legal framework, nee, om te sê, ek dink ek lees hierdie, ek dink dis dit, maar wat kan ek teen die legal framework enforce, nee, want dis waar dit belangrik kom, en ek dink dis waar die template so gevaarlik is, want hy kan dalk alles sê, wat hy moet sê, en hy maak sin, maar in 'n stelsel, en die legal framework, is hy nie afdwingbaar nie, of hy, weet, die woorde beteken eintlik niks, want jy het nie, ek weet nie, ek sit dan die ingesit nie, het 'n paar Latynse terme gemis, nee. Ja, en ek dink ook, dit is waar 'n ervare oog 'n genuinely goeie tip is, jy weet, om na toe uit te reik. Doen jou bes dalk, sit dit self aan mekaar, maar pas dit dan vir iemand en sê, luister, dink mooi oor wat hier so aangaan, en dis baie handig, ek meen, dis ook een van daai goed wat ons gedoen het, die ander aand, Jacques, is 'n interpretation document. As jy begin 3, 4, 5, 6 kontrakte teken om een transaksie te reguleer, want dit het soveel komponente, doen een sentrale dokument wat jou so executive summary. Ja, ek het nou layman's terms. Ja, absoluut, wat nie noodwendig eers bindend is nie, maar wat ons ooreenstem is 'n weerspieëling van ons bedoeling, want na die tyd is die krokodiltrane van, maar die Donors is skelm, hy weet wat het ons bedoel. Dis rarig, dit is die woorde wat jy daar buite hoor, né? Ja. My bliksem, hy weet toe ons daai tyd dit gesê het ons almal geweet ons bedoel dit. Nou val hy terug op sy kontrak en raak tegnies en formeel, soos nou wat was die punt van die bloody kontrak, as jy nie uiteindelik op hom kan terugval en formeel raak en sê, goed, ek praat nie meer met jou nie. Lawyer, vat hierdie ding, hier's my e-mails, hier's my dokumente, vertel my, moet ons jag of moet ons breek, jy weet, en want uiteindelik kan kom het op 'n mespunt neer, sonder 'n helmet motorfiets te ry, of sonder 'n seatbelt op die highway te ry. Jy weet, dit is lekker, is ook gemakliker,
maar is nie slim nie. Jy gaan spyt wees die dag wat jy val en in 'n ongeluk is. En dis in hierdie, jy moenie sê, ag man, weet jy hoeveel keer het ek al hierdie pad gery? Ek dra nie my helmet nie, want hoekom? Jy weet, dit is duidelik nie onveilig nie. En dit is wel, okay, jou ervaring of al die ervaring? En dan is dit nogals wys om net bietjie, so 'n bietjie van 'n right-hand person te hê, wat net mense ropes 'n bietjie check, soos die rally drivers wat 'n navigator het. En Maar daai, ek wil ook sê daar's vlakke van net 'n vinnige check, en ek bedoel, maar een van die goed wat jy onlangs gedoen het, wat ons suksesvolle, klink of ek die hele tyd met my prokureur besig is, maar ek is omtrent op hierdie stadium die hele tyd, maar meer goeie goed, as meer goeie goeders, was waar jy byvoorbeeld 'n junior advokaat ingebring het, vir 'n once-over, nee. Ja, dit was en so half, maar kos maar deur 'n bietjie meer job. Soos daar's nou 'n klein, dis 'n kleiner, dis 'n bietjie meer, maar weet jy wat, kos gooi nog 'n oog om seker te maak ons het ons T's gekras en ons I's gedot, nee. Ja. En daai was so, ek like dit. Ja, okay, dis nou 'n bietjie dierder, maar daar was 'n peace of mind, okay, ons is solid, want nog iemand stem the thumbs up gegee. Watch my back, teken my planne af. Ja. En dis baie relevant daar, jy weet, dat jy kan eintlik vir redelik goedkoperig kennis leverage. As jy dit eers gedokumenteer het, en dis duidelik gedokumenteer, wat ook al dit is, 'n beleid of 'n prosedure of 'n kontrak of 'n memo of 'n voorlegging of iets, en jy kan dit vir iemand anders gee, wat dit net bietjie vir jou met 'n valkoog en 'n fyn kam deurgaan, dan kry jy baie vinnig ekstra waarde, en veral om na die regte persoon toe te gaan, iemand wat dit ken. So ek dink dit kan 'n extra layer van certainty en reassurance. En dis belangrik om eintlik dan nie, miskien is een van die les, om nie te selfvoldaan te wees en te dink, alles wat ek skryf, alles wat ek opstel, alles wat ek uitstuur is fine. Soos, pas op, party goeders is so belangrik, dat fine is nie fine nie. En jy, maar wat partykeer gebeur, en mens moet dit onthou, mens is blind vir jou eie foute. Exactly, dis die punt. Want jy sal 10 keer oor ding gelees het, en dan net daar iemand anders van, maar jy kan mos nou nie hierdie sê nie, ek kan eintlik, in 'n legal terms kan ek dit nie sê nie, maar dit, weet, in konteks, omdat jy dit nog 10 keer deurgelees, so jy eintlik lees oor dit, so as jy rarig, as dit nou iemand anders se dokument was, en jy moes dit fyn kom sê, maar dadelik het opgetel het, maar jou eie ene sal jy nie. En dit is nog 'n belangrike ding daai, want partykeer dan kom jy tot op 'n punt, waar die ding is nou, wat lyk soos 99%, nou is daai final touches, dis nou daai dotting the I's, en jy met heen en weer die ding stuur, en jy draft nommer 22, 23, 24, 25, soos wat dit heen en weer gaan, en elke keer 'n klein veranderingkie, dan daar's nogal sneetjie goed wat gebeur, en dit gebeur meer as wat jy sal dink, dat in daai laaste interchanges, juis omdat jy nie elke keer die hele ding weer deurgaan nie, dan sneak mense gou 'n klein 'n must word 'n may, of 'n, jy weet, 'n should is 'n could, of wat ook al, wat sulke tipe goed. Moorse implikasies, jy weet, soos byvoorbeeld om jou regte permanent of tydelik te vestig. Massive verskil. En net omdat jy nie noodwendig elke keer daai en dalk 'n nice ding wat ek sommer net daar buite kan sit, iets wat ek gebruik wat verniet is, wat baie goed werk, is op Google Docs, wat jy enige Word dokument basically kan oplaai, gaan jy 'n comparison before and after. Jy kan track changes en so, ek dink dis met 'n comparison, wat hy die track change, is dit wat jy bedoel? En ek, wel, nie om dit oor, maar nie die tegnologie weer eens, wat ons sê, gebruik dit, want kyk nou weer eens, jy kan die tegnologie kan dadelik vir die version control doen, nie? Met version control, so jy kan sien wat het gebeur, in plaas van old school is 50 bladsy, right, so ons gaan hom weer deur vir 'n groot glas, is 'n baie goeie, dis 'n baie goeie tip daai, né? Ja, en maar dan moet jy hom in die regte formaat kry. Dis nou weer die hartseer deel, as jy nou 'n PDF kry en softcopies, maar nog steeds. Maar 'n PDF dis ons sê weet van tegnologie, dis net jy moet weet, jy kan hom maklik convert. So wat net moet gebeur is om te sê, en partykeer ek dink wat ons net onthou is, ons weet so baie goed, maar partykeer is dit net om vir die mense te verduidelik, met tegnologie wat daar buite is, moet jy net jou prosedure so bietjie verander, en jy kan so baie tyd spaar. Dis 'n klein tweak, so, maar jy moet net die awareness hê, daar bestaan so iets, en dan gaan 'n nuwe wêreld vir jou oop.
En daai is selfs het ons gister, nee. Laaste punt was terugkom na die Belge toe. Jy weet, so daar's waardevolle inligting gedeel, maar op die einde van die dag, weet, soos daai een vrou die oggend, julle was nou nie hier nie, wat sy net geweet het, nou maar, ek wil, hoe kan maak ek 'n bankrekening oop? So daar's actually hierdie basic behoeftes, maar dis amper soos 'n Q&A, so om te sê maar, wat is daai, en so daar's, wat ons daai tyd gesê het, hier's 'n geleentheid net om vir ou 'n bietjie van 'n katalogus van, okay, wat, jy gaan soen toe, as jy wil hom registreer, jy wil dit doen, jy wil dat doen, hierso is vir jou lys, klik daar, gaan soen toe, en ek dink daai soos julle nou praat van, waar kry ons dit, maar jy moet eers bewus wees van die feit dat daar so 'n oplossing is. Ek sê altyd, jy weet nie wat jy nie weet nie. Ja. So ek sal my parting shot maak dat vir wie ook al daar buite dalk, want dit is prakties, jy gaan soek 'n voorbeeld, jy werk van 'n voorbeeld af en jy hoop eintlik dis 'n template en nie 'n dwaalspoor nie, maar sou jy dit doen en jy dink nee man, ek's fine, maar ek's bietjie in Blue Ocean nie, ek's nie heeltemal vertroud met wat ek doen nie, is nie my tweede of derde keer nie. So ek sê, vat die template en skryf net reg langs elke sinnetjie in gewone taal. Wat dink jy beteken daai sin? En as daar iets is, en dan gee dit dalk vir iemand om te lees, en sê, jy verstaan jy dit ook? Maak ek het reg, het ek het hierso. En jy gaan daar waarskynlik jouself kan shit test, om te sien, maar, hoekom staan daar 3 keer dieselfde ding? Dit lyk of dit dieselfde ding sê, dan is dit dalk so. Dan moet jy dit uithaal, so, ek sou sê, dit is 'n ding, en in elk geval, as iemand dit vir jou proef lees, vra sommer, hoorie, merge met daai taal, man, al bietjie van daai Latyn uit, en sit jy sommer net 'n gewone sinnetjie vir ons daarin, dat ons almal sommer verstaan, en nie heeltyd hier vir die aanhou hoef te kom vra wat staan in die binnekant van die boks nie. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in sodat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooi reeks en episodes op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie sodat ander lekker mense soos jy van ons episodes te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media. Besoek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.